Die buffelbil van Inyatikulu. Daar ontstaan 'n klein krisis, toe Zak vir Luka en Larry die ongelukstoneel gaan wys, waar hy sy motorfiets in Maart afgeskryf het, op pad na die leeuplaas toe. Konsternasie, omdat hy iets vertel het, wat hy beleef het, asof dit die waarheid was. Iets waaroor hy nog nie graag praat nie. En Carly wat ontsteld wegstorm, met Zak op haar hake. Larry en Luka wat op die oewer van die rivier bly staan en wonder, waar kry mense Uber tussen niks en nêrens? As die twee van hulle daar los, is hulle gestrand. Daar is nie eens 'n selfoon sy nie. Maar uiteindelik roep Zak na Luka en Larry. Hulle is gereed om aan te skuif na die leeuplaas toe. Dit was mos die oorspronklike plan. Hulle klim weer in die Toyota Cross, net soos wat hulle tot hier gery en gesit het. Zak regs voor agter die stuurwiel, Luka links voor. Agter hom sit Carly en langs haar reg agter sit Larry. Vir ten minste 10 minute is daar nou 'n doodse stilte in die kar. Uiteindelik verbreek Zak die stilte. Hy verander die onderwerp. Niks meer ongelukspraatjies nie, dankie tog. Ja, die mense gaan bly wees om jou weer te sien, Luka. Hulle praat net goed van die maalveearts, wat voor my daar gehelp het. Is jy nie spyt dat jy hierdie rekening aan my afgestaan het nie? Nee, absoluut nie, Zak. Dit is te wyd en te ver van waar ek nou 'n holte vir my voet gevind het. 'n Holte vir jou voet nogal, glimlag Zak en kyk na Larry in die triespeeltjie. Maar ek kan nie vir jou vertel hoe bly is ek oor hierdie een nie. Dit was een van die redes wat my laat besluit het om hier in die omgewing te bly, nadat ons kamp in die Kongo opgeblaas was. Dit, maar veral daardie enetjie, daar reg langs jou, Larry. Ek wil nooit in my lewe weer sonder Carly wees nie. Carly kyk op en glimlag vir Larry, maar daar is iets nie reg met haar nie. Dit weet Larry verseker. Die vroutjie is onnatuurlik bleek. En toe hulle uiteindelik by die leeuplaas stilhou, maak sy haar deur oop en hardloop badkamer toe. Larry sit er agterna. Carly, is jy alright? Frans hy van die deur af. Uiteindelik kom Carly uit. Sy was haar gesig, spoel haar mond en sit lipstifie aan haar bleek lippies. En toe spoeg sy dit uit. Nee, Larry, ek is nie alright nie. Ek is siek. Ek bly naar. Ek vermoed ek het een of ander ding onderlede en dit voel vir my asof die ding my gaan doodmaak. Ek kan nie eet nie en die bietjie wat ek eet kom weer uit en ek bly gewig verloor. Het jy al tevore so gevoel? Vra Larry. Is daar nie 'n logiese verklaring voor nie? Soos dat jy swanger is? Soos wat Luka gesê het? Maar sy gaan dit nie herhaal nie. Ja, ek het al tevore so gevoel, toe Zak op pad terug was Kongo toe, later weer na sy ongeluk, toe ons nie geweet het wat van hom geword het nie, en toe ek besef hoe seer hy gekry het, was ek bang dat ons hom gaan verloor. Die dokter sê, dit was my senuwees. Dit gebeur wanneer ek stres. Dan trek alles in my op 'n knop, en natuurlik ly ek erg aan bewegingssiekte, moenie my in 'n chopper sit nie. Sy sug, maar nou het ek niks meer om oor te stres nie. Ek is getroud by die man van my drome. Die praktyk loop mooi waar ons werk. Daar is vrede in die familie. En nou stres jy, omdat jy glo dat jy een of ander ongeneeslike siekte onderlede het, en glo dat dit jou gaan doodmaak. Voltooi Larry haar sin. Net so, Larry. Ai, togie. Maar sal ons maar gaan kyk waar die manne hulle begewe. Blykbaar het hulle vir ons 'n besigtigingsrit in een van daai oop voertuie gereël en daarna 'n lekker ete ergens by 'n boom aan die veld. Sjoe, as ek net kan eet. Hulle was natuurlik vreeslik bly om te hoor dat Luka saamkom
En jy is welkom om jou video stories te maak so ver as wat ons gaan, het hulle gesê. Reg so, en baie dankie, Carly. By die oop cruiser trokkie klim Zak en Carly op die tweede sitplek in. Die eienaar wat voor links sit, wil met Zak gesels terwyl hulle ry. En Lukas skuif saam met Larry na die heel agterste sitplek toe. Duidelik is hy nie van plan om Zak se kollig hier te probeer terugsteel nie. As jy iets weggegee het, dan gooi jy nie ou skoene agterna nie, verduidelik hy toe Larry hom daaroor uitvra. Hy is 'n gelukkige man en tevrede met die keuses wat hy in sy lewe gemaak het, dankie. Mooi man, verklaar Larry en begin om die bome en bosse om hulle af te neem. Hulle kry die leeu wat die stryk om sy nek gehad het en dit gaan goed met die maanhaar. Sy hare het die letsel feitelik heeltemal toegegroei en bedek hier in die winter. Ons moes omtrent al sy hare afskeer toe ons aan hom gewerk het, vertel Carly. Wel, vertel liewer vir hulle hoe die oggend verloop het, voordat ons hiernatoe moes kom, lag Zak, en jy mag maar noem dat ek en my pa nog 'n bietjie haaks was in daardie stadium van my lewe. Nou maar goed, ek sal vertel. Dit het so gebeur, sê Carly. Sy paale wou Wildtuin toe ry, voordat hulle sou terug gaan Pretoria toe, en voordat Zak moes terugkeer Kongo toe. Dit het gereën, en daar was oral vloede, hier, en selfs in die Wildtuin. Hulle was verdeeld, wie moet hulle saam nooi as hulle in een kar ry? Gitte en Harry wou graag saam, en Barrett en Benji wou graag vir Zak nog een keer saam met hulle Wildtuin toe neem, voordat hy weggaan. Maar dit vra hulle, en wat van Carly? Carly lag. Maak nie saak hoe jy mense inpak nie, daar kan net soveel en selfs 'n Porsche Cayenne pas. Ag, ons sou dit seker kon maak werk. Of dalk sou ons met Gitte se ML moes ry, en dan, o genade, sug Zak, dan het ons waarskynlik vir Benji by ons in die mik gehad. Die kind is mos nie vir 2 sekondes stil nie. Toe sit ons voet neer en sê ons bly. Dit het buitendien so gereën, hulle het in elk geval feitelik niks deur die dag gesien nie, vertel Carly. En ons twee sien uit na 'n heerlike rustige dag daar by die huis. Zak se oë draai 'n paar keer in die ronde, en toe wys hy in Lukas se rigting. Toe bel daai een uit die Kaap. Die plaas se prima leeu mannetjie is met 'n stryk om sy nek en kop gekry. Sal ek kom help, en het ek 'n assistent wat ook kan kom help. Maar ons sal nie kan ry nie, die paaie is vol modder, die rivier stroom oor die brug, 'n chopper moet ons kom oppik, en my vrou raak mos bewegingssiek. Ek moet vir haar allerhande goed injaag, as ons gaan vlieg, of selfs met 'n bootreis gaan, soos ons honeymoon. Maar Carly, dan kan jy onder geen omstandighede agter in 'n kar sit nie, dit kan jou regtig baie naar maak, besef Larry. Daar is die logiese verklaring. Met die terugry sit Luka agter by my, en jy sit voor by jou man. Jy reken, vra die blonde vrou. Ek weet het, dis algemene kennis. Dan voel ek nou soos 'n poep, raas Carly. Nee, moenie soos 'n poep voel nie en vertel liewer verder, moedig Luka haar aan. Buitendien, ek gaan mal daaroor wees om agter in die kar by Larry te sit. Met daai lang bene, ek weet nie so mooi nie. Ag, toe maar man, maar vertel verder. OK, dankie. Terug na daardie dag, sê Carly. Vlieg hulle ons toe met die chopper in, en Zak red die leeu. Iemand het dit ook nogal op 'n video afgeneem, Larry, en daai video het viral gegaan. Ek sal dit vir jou wys wanneer ons terug is by die huis. Duidelik voel Carly nou sommer stukke beter. En hierteen, sononder, vat hulle ons toe terug huis toe. Land ons op die oop stuk veld daar agter die spreekkamer, waar die aalsvoëlhokke mos nou is, en die beagle manne kom ons haal. Zak begin lag. Ek sê nog vir Carly op 'n stadium, jissem, daai spul is seker al by die huis,
terug uit die wildtuin en dood van bekommernis oor wat van ons geword het. Ons is so vinnig daar weg, ons het nie 'n brief gelos nie, nie gebel nie, niks van ons laat hoor nie. En daarna is Carly weer aan die beurt. Intussen ry Barend. Zak lig vir 'n vinger. Pa, Barend vir jou, my vrou. Right, ry pa, Barend en sy mense. En so ry die spul in die wildtuin. En oral waar pa, Barend afdraai, staan die karre, vasgeval in modder. Strome water wat riviere geword het en uiteindelik die krokodilbrug wat toe is onder water. Hulle kan nie daar uitkom nie. Hulle moet met 'n wiesel ompad ry en kry eers selfoon ontvangs toe hulle by Malalanek uitry. Hulle kry ons uiteindelik in die hande en toe vra hulle hulle vir ons moet kos bring. En ek sê, nee man, moenie worry nie. Ek sal 'n groot bak lasagne ontvries in die oond druk. En 9 uur kom hulle uiteindelik daar by die praktyk ingery. Opgebruik, gaar en moeg en vol modder, soos wat Benji hulle almal vertrap en bemors het. Ai tog man, mens kan dit verstaan. Kom Larry vir die jonge mannetjie op. Dit was 'n lang stilsit vir 'n klein seentjie. Nee, sê daar sê, spring die spul daar uit die kajen en kom aan deur toe. Ons sê, moenie worry nie, kos is op die tafel, maar my pa roep, nee, as Zacharias, skrik eers daar vir ons iets sterker om te drink. Flip het, julle wil nie weet wat se dag ons agter die blad het nie. En dit, terwyl julle twee seker heeldag hier voor die televisie gesit en mif, en op die bed gelê en kwaad doen het. En toe sien pa Barend eers die video van Zak en my, nadat hulle terug is in Pretoria, vervolg Carly. Maar ek en Zak het die hele situasie daai aand verskriklik geniet. 'n Heerlike middagete daar op die Leeuplaas, waarvan selfs Carly so hier en daar kon pik. En toe hulle moet terugry, stap Luka na die kar en maak die deur langs Carly, vir Carly langs Zak oop. Daarna maak hy die deur agter haar oop en skuif in langs Larry met sy lang bene so half na haar toe gedraai. Hy tik op Zak se skouer en vra, gaan ons dalk iewers by 'n apteek verby? Nee, sê Zak, maar ek kan afdraai na een toe. Hoekom? Ons het 'n baie goeie noodhulpkussie met byna alles daar in die spreekkamer. Wat het jy nodig? Ek soek iets by 'n apteek wat jy nie in jou noodhulpkussie aanhou nie. Glo my, antwoord Luka. Wel, daar is kondome in my laai, stop Zak. Ons gebruik dit mos glad nie. Daarvan hoef jy my niks te vertel nie, brom Luka onderlangs die Zak voor 'n apteekstelou. Is daar nie 'n ander apteek in die omgewing nie? Vra Luka toe hy opkyk. Ek ken die vrou wat agter die toonbank werk en sy gaan nie ophou skinder as sy sien wat ek vandag hier koop nie. Gaan stop daar aan die ander kant, sê Larry en kyk bekommerd na Luka. Wat mekeer hom dat hy iets moet koop waaroor hy skaam is en dat 'n vrou van die apteek hom nie mag sien nie. Ok, Luka, sê my wat jy nodig het. Ek sal die koopwerk gaan doen. Sy ken my darm nie. Zak sluit die kar aan en gaan soek 'n parkeerplek heel aan die ander kant van die parkeerarea. En skaars is Larry uit die kar of Luka kry haar in die arm beet. Hy stap met haar 'n end weg. Sy vra, is jy alright, Luka? Heeltemal, maar ek wil vir Zak en Carly oortuig om 'n swangerskaptoets te doen. Jemmel, is jy van jou trolley af, Luka? Dit is 'n baie privaat kwessie. Maar dan dink Larry aan Carly se woorde. Hoe sy bekommerd is om dood te gaan, nou dat sy haar liefste ander helfte ontmoet het. Sy dink 'n oomblik na en toe vra sy, as sy swanger is, so ver dink jy sy is? Ek weet nie, seker 2 maande, dalk al 3, sy so maar. Ek dink sy was al swanger op hulle troue. Die twee van hulle is so seker dat sy nie kan swanger raak nie, dat hulle die moontlikheid duidelik heeltemal uitskakel, sê Luka.
Miskien moet ons hulle help om die moontlikheid aan te skakel, of heeltemal uitskakel, en dan moet hulle ander oplossings vir haar swangerskapssimptome gaan soek, sê hy. Hemel, Luka, vir 'n man wat nooit self 'n swanger vrou gehad het nie, is jy darm heeltemal te oplettend. Of het jy dalk so een gehad? Nee, hel, Laurie, toe erken hy. Net skoonsusters, en ek het elke keer eerste geweet, en nie omdat ek intieme inligting gehad het nie, hoor. Soos reeds gesê, ek weet dit net, instinktief. Blerry hel, sê Laurie. Nou laat ek daai ding tog gaan koop. Bring daai ding tog net in 'n sakkie terug, sê Luka. Vanselfsprekend, Luka Willemse, ek skaam myself in elk geval mors dood. As jy 'n fout maak, is ons vanaand baie goeie vriende van jou kwyt. Sy laat 'n erg beteuterde man 3 winkels van die apteek af agter, en wanneer sy later uitkom, druk sy dit in sy hande. Mens sou dink dat 'n apteek op 'n plattelandse dorp 'n privaat plek is waar jy jou persoonlike probleme met die apteker kan bespreek. Nou dink almal sy is op 48 weer swanger, en hulle voel dat sy 'n hele paar ander toetse ook moet laat doen, as die toets dalk positief is en sy die baba wil behou. Terug by die spreekkamer is almal gelukkig nog besig. Harry kom terug, kom roep vir Zak. Daar het 'n hond ingekom en hy is bekommerd dat dit dalk 'n hondsdolheid geval mag wees. Indien so, moet hulle dit aanmeld. Hy het bloed getrek, miskien het hulle binnekort groot drama in die omgewing. Lukas slenter agterna. Dit mag dalk net sy geleentheid wees om alleen met Zak te praat. Maar hy gee een kyk na die hond en toe sê Luka, "Harsingskudding julle, iemand het oor die hond se kop gery. Miskien moet julle net eers gou ekstrale neem voordat julle op hol raak." Harry dink 'n oomblik na en toe knik hy instemmend. Ek het ook nogal daaroor gewonder, wat toe die persoon die hond hier inbring en vertel dat daar skuim by sy bek uitgekom het en dat hy links en regs na mense probeer byt het. Toe sit ek en Sipho sommer dadelik die harnas op sy gesig. Ons wou hom nie te veel hanteer voordat ons nie die bloedtoetse gedoen het nie. Nou, hoekom dink jy het iemand oor sy kop gery, Luka? Vra Zak, en toe staan hy nader en bekyk die hond ook van alle kante. En daar sien hy dit ook. Ja, hemel, die arme dier se kop is skoon skeef. Maar gelukkig is dit nog 'n jong hond. As dit die geval is, en hy leef nou nog, behoort hy gesond te word. Behalwe dat hy 'n nare hoofpyn het, sê Luka. Jy kan dink, gaan lê 'n bietjie, dat ek met my bakkie oor jou kop ry, Zak. Nie die beste plan nie, besluit Zak. Ek sal liewer jou woord daarvoor vat. Laat ons sien, kom oupa se honde. Luka tel die hond op die ondersoektafel en voel versigtig aan die skedel. En ja, waaragtig, daar is 'n fraktuur. Dok Harry staan weer nader. Hy voel ook aan die hond se kop. Sjie, as dit 'n ou hond was hy waarskynlik morsdood. Maar daar is in elk geval nie veel wat hulle kan doen nie. Jy kan jou kop spalk nie. Net seker maak dat daar nie bloeding op die brein is nie. Die hond oornag in 'n hokhou met pynmiddels en dan moet hulle uitvind of die arme dier 'n eienaar het. Hy sal gesond word as hy uit die strate kan bly, is Harry se uitspraak terwyl hy en Sipho hom na een van die herstelhokke toe verskuif. En dit is die geleentheid waarop Luka gewag het om alleen met Zak te praat. As die man dan kwaad word, sal hy moet keer. En as hy en Laurie vanaand moet wegry terug in Yatikulu toe, omdat hulle hom wegjaag, is dit ook alright. Maar Zak bly verbasend kalm, toe hy uiteindelik die apteeksakkie by Luka vat. Hy sê, daar is net een voorwaarde. En dit is wat, vra Luka. Jy sal met Carly moet praat. Nee, is jy nou mal? Sy sal my mos dood bliksem, sê Luka. Genade, wie sal vir jou wil dood bliksem? Vra Dok Harry toe hy terugkom en bekyk hom op en af. Die man is lewenslank.
Carly, antwoord Luka. Sy gaan vir my doodbliksem. Onmoontlik, besluit Harry. Wat het jy nou gedoen? Net mooi niks. Dis hy. Zak het dit gedoen. Hy maak 'n handbeweging in Zak se rigting. Maar dan moet sy mos eerder vir hom doodbliksem. Harry skud sy kop. Hy maak nie kop of stert van hierdie vreemde gesprek uit nie, totdat Zak die pakkie in sy hand sit. O, dit! Asof Dok Harry ook aan die situasie gedink het. Maar dit is maklik. Jy wag totdat sy wil gaan pieps, dan sê jy vir haar, hou hierdie oukie onder die stroompie. Harry, jy is nie ernstig nie, steun Zak. Ek was in my ganse lewe nog nooit so ernstig nie, sê Dok Harry. Maar jy moet seker darm ook weet wat die situasie met Carly is. Wil Luka net seker maak dat sy nie kan. Wat is die situasie met Carly? Praat Carly onverwags agter hulle, en wat moet ek onderin druk as ek gaan pieps? Nie veel nie. Dit gemeer baie min, dat dit voel asof die aarde hom kan insluk. Maar Luka wens skielik, hy was nie meer hier in die spreekkamer nie. Nee, jy moet dit nie indruk nie, net onder die stroompie hou, help Harry haar reg. Julle dink ek is... Luka het Carly nog nooit so kwaad en ontsteld gesien nie. Toe gryp sy die pakkie uit Zak se hand. Gee daai flippend ding hier, laat ek dit tog gaan doen, en daarna wil ek nie 'n woord verder van julle 3 afhoor nie, nooit, ooit weer nie, my so openlik te staan en bespreek, skaam vir julle. Sy stap by die spreekkamer se toilet in. Dit is nou doodstil tussen die 3 manne, terwyl hulle voor die deur wag. Sipho kom naderhand by, maar hulle praat nie. Hy wonder seker wat gaan aan, maar niemand sê iets nie. Hulle wonder net, moet dit regtig so lank neem? Uiteindelik gaan die deur oop. Carly se gesig is vreemd, uitdrukkingloos, toe sy die apparaatjie in Zak se hand sit. Hy kyk, sy wenkebroue lig en maak snaakse bewegings. Toe gee hy dit vir Harry aan. Dieselfde reaksie, en toe beland dit in Luka se hand. Hy kyk af en sien die toets is positief. Maar hy het dit mos geweet. 'n Buffelbil weet sulke goed instinktief. Word vervolg.